Goeiemôre, ek groet jou vanmôre op hierdie Dinsdagoggend, die 18de van Maart, in die kosbare naam van ons Koning Jesus Christus. Yeshua HaMashiach, Jesus die Messias. Wat 'n wonderlike naam wat ons het, ons Koning, ons Here wat ons aanbid. Jy weet, daar is iemand enig die stelling gemaak in 'n preek gesê, is jy 'n arend of is jy 'n kalkoen? Kalkoene is die op die grond wat raas en geraas maak en op die plaas as iets beweeg, iets maak 'n harde geluid, dan is hulle daar om hulle stem te laat hoor, hoe hulle kan geraas maak hier onder op die grond. Maar hulle pik onder op die grond rond en hierdie saadjies en hierdie mielies en die goed wat gegooi word en die goedjies wat in die grond is. So hou hulle besig met aardse goed. Dis maar die aarde en die grond en daai dinge. Maar die arend die eenstelling is in die lug. En hy is die koning van die lugruim onder die voëlspesies. So sy bestemming is nie hier nie. Maar die verhaal word juist vertel van hierdie klein arend wat gekry was, ouerloos en gevat was na hierdie plaassituasie waar hy in die hok gesit word, waar die kalkoen en die hoenders elke dag was en hy aangeneem voorbeeld wat hy gesien het hier om hom te pik in die grond en iets te soek om te eet. En hy het groter geword en sy vlerke geklap, maar hy het geglo dat sy bestemming is hier in die aarde, besig met aardse goed, totdat hy eendag groot arend se geskreeu in die lig van oorwinning gehoor het, en hy opgekyk het, en hy het gesien daai arend wat hoog vlieg, en hy die motivering kry en opstyg, iets wat hy nooit gedoen het, en sy vlerke begin gebruik om hom hoër te vat. En dit is die vraag vanmôre, is jy 'n arend wat jou besig hou met dit waar in die lugruim waar God jou aangestel het om te heers, en in sy krag oor die toppe van vernedering en teleurstelling en onsinnigheid te vlieg, of is jy besig hieronder om te pik op die grond, en jou besig te hou met opinies en dinge van mense, en alle invloede en al die dinge om jou, en die geraas en die gewoel van wat op die grond aangaan. Die skrifgedeelte vanmôre wat by my opkom is 'n baie bekende gedeelte. Wat sê in Jesaja 40 vers 28, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermeerder sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar hoor wat sê vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek daag jou vanmôre uit om op te styg tussen die geraas en die gewoel wat om jou aangaan. Vanmôre jou oë te hou op hom wat die son van geregtigheid is, wat oor jou opgaan, wat oor jou skyn, en sy strale van heerlikheid en die warmte van sy teenwoordigheid wat jou roep aan die ligstrome van oorwinning en die triomftog van Christus om saam met hom te sweef oor die situasies deur ver onder as oorwinnaar en meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Vader, dankie vanmôre dat ons natuur is deur U vasgemaak. Die menslike natuur is dit hier tussen die kalkoene op die aarde besig om te pik en te geraas te maak en besig te wees met aardse goed. Maar die goddelike natuur in ons wat ons deur die Heilige Gees ontvang het, God se DNA roep ons na die hoogtes toe van heerlikheid, oorwinning. Om oorwinning ons kreet vat, te uiter van die naam en die gesagsnaam van ons Here en ons Meester, oor omstandighede, oor situasies. Vanmôre die oorwinning te verklaar en oor die dalle van uitdagings en oor die dalle van vernedering, in die dalle van moeilike omstandighede, om die lig te laat inbring in die donkerte. En die lig breek die pad oop vanmôre vir ons, soos ons U loof en prys vir hierdie wonderlike dag van oorwinning. Ons is nie meer besig hieronder vanmôre in die Here, met die aardse dinge
die geraas en die gewoel van almal en alles hier om ons. Nee, ons is bo die lig saam met U op die triomftog vandag, in heerlike hemelse heerlikheid, gehul en gekleed met die warmte van U teenwoordigheid. Dankie dat die krag van die Gees onder ons vlerke ons opdruk, hoor en hoor vanmôre, saam met U deel te hê in die triomftog van Christus Jesus ons Here. Ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Geseënde dag vir elkeen van U, die Here seën.